Broers en susters, hierdie week was soos wat dit oral maar gaan, redelik rof en vinnig, en daar's 'n klomp goed wat gebeur het, meer as wat ons dalk partykeer sou wou gehad het. En die ergste van alles is, volgende toe ek opstaan en ek kyk terug, toe dink ek was heel week besig, en ek kan nie mooi dink presies wat ek gedoen het nie. Dit lyk vir my partykeer asof besig wees sommer maar die ding is. Asof ons nie, as ons terugkyk, die monumente van ons besig wees agter ons kan sien nie. En daarom is dit nodig dat wanneer ek en jy voor God kom staan, dat ons sal stil en rustig raak, dat ons so 'n bietjie sal asem skep. Ek wil so kort tydjie gee vir jou om rustig te raak, al hierdie ou dinge vir die Here te gee, dit wat jy voel jy nie vir hom wil gee nie, maar vir jouself wil hou, sit dit net so 'n bietjie sagter, kry die knoppie, draai dit af, kom ons raak stil, sodat ons volgende Here kan hoor. Ek gee kans voordat ek begin met die fotum, vir elkeen van ons om vir die Here oor te gee, sodat ons stil en rustig kan wees. Aan U, Here, behoort die grootheid en heerlikheid, die mag, die roem en die majesteit. Alles in die hemel en op die aarde behoort aan U, Here. Aan U behoort die koninkryk. U is verhewe bo alles. Amen. Geliefdes, ek en jy kom nou in die teenwoordigheid van hierdie God, wat verhewe is, aan wie alles behoort, en dan sê hy, ek moet vir jou sê vanoggend, moenie jou leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God jou omvorm, deurdat hy jou denkpatrone vernuwe. Dan sal jy goed kan onderskei wat hy wil hê jy moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Mag die Here dit so in jou lewe doen. Liefdes, ek wil volgend vir julle die woord van die Here bring uit Genesis 4, ons gaan daarvan die eerste 16 verse lees, ek gaan dit uit die boodskap uit lees, maar as jy wil oopmaak jou Bybel daar, Genesis 4, ons hoort nie lang te blaai voor ons by hom uitkom nie, maar voordat ek en jy dit waag om die woord van die Here te lees, moet ons eers vir hom sê, Here, hierdie woord is 'n goddelike woord, en ons is mense, ons is nie maar mense nie, ons is mense, die kroon van die skepping, die beste van alles wat God gemaak het. Maar dit bly waar dat selfs die mens, selfs die kroon van die skepping, is nog nie God nie. En daarom om God se woord ons eie te kan maak, moet ons vra dat hy deur sy gees ons ontvanklik kom maak, en dat hy ons sal instem op sy golflengte, sodat ons hierdie boodskap kan hoor. Kom ons sit net so, en dan vra ons presies dit vir die Here. Hemelvader, baie dankie dat ons vergifnis van U ontvang het. Here, dat nog voordat ons kon kies of kon vra, dat U besluit het, dat U ons lief het. Dankie dat ons 'n datum het vir ons bekering, en dat hierdie datum lank gelede daar op Golgotha is. Dat ons redding vir ons bewerk is, nog voordat ons kon kies. Voordat ons eers gesondig het U 'n plan gemaak waarin ons veilig sal wees. Ons dankie daarvoor. Ons dankie, Here, dat U kosbare woord aan ons toe vertrou het. Dat ons hierdie woord elke dag mag lees, soveel as wat ons wil.
dat U praat net wanneer ons bereid is om te luister. En daarom is ons gebed, Here, dat U vanoggend met ons sal praat. Ons sing so maklik, ons loof en prys U derentyd, maar Here, ons vergeet dit so maklik. Daar's so baie daar wat ons U nie loof en prys nie. Dat ons nie besig is met ons skepingsdoel om U verteenwoordigers op hierdie aarde te wees nie. Ons gebed is nou dat U vanoggend deur die woord met ons sal kom praat. Dat U vir ons die pad sal wys wat U wil hê ons moet loop. Dat ons die stem sal hoor, Here, nie net met ons ore nie, maar ook met ons harte. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, ons ken die storie van God wat na hierdie chaos in die wêreld kyk en dan besluit hy, ek wil skep, ek wil dit mooi maak. Ek wil 'n wêreld skep wat die moeite werd is. En dan skep God in 6 dae en die 7de dag rus hy. En dan is daar 'n verhouding tussen God en Adam en Eva, 'n mooi verhouding, 'n verhouding waarin hulle met mekaar saam kuier rondrent. En dan kom Eva op 'n dag en die Satan in die gedaante van 'n slang kom na toe en hy sê van wie wat, ou sissa, jy kan eintlik net so slim soos God wees. Hierdie ding dat iemand anders vir jou besluit, dis sommer strooi. En Eva dink so 'n bietjie en sy sê daai klink vir haar waar. Sy sal eintlik sommer self God wil wees. Hierdie ding om 'n ander God te hê klink nie vir haar aan nie. En sy sê nee, maar as daai vrugte gemaak dat ek God self kan wees, dan's dit wat ek wil hê. En die duiwel het so amper die waarheid gepraat, want sy het kennis bygekry, sy het ook geleer dat die wêreld sleg kan wees, want voor dit het sy en Adam net geweet van die goeie. En toe eet sy van hierdie vrug en sy kry kennis van die kwaad by. En nou weet ons hoe dit verder loop. Adam is toe lekker stupid en hy luister vir sy vrou. Laat dit vir die manne 'n waarskuwing wees. Nie dat julle nie vir julle vrouens moet luister, nie dat julle nie altyd vir julle vrouens moet luister. As sy 'n vrug in die hand het, dan moet jy sê nee vrou. Dadelik. Slaai of sulke goed tel ook as vrugte, so moenie dit vat nie. En dan word die Adam en Eva uit die paradys uitgedryf. En dan kom ons by hierdie gedeelte in Genesis 4. Kom ons luister daarna. Ek lees van die eerste vers af. Adam het by sy vrou Eva geslaap en sy het 'n kind verwag. Haar eerste kind was 'n seun en sy het hom Kain genoem. Sy het trots gesê, met die Here se hulp het ek 'n man in die lewe gebring. Haar tweede kind was ook 'n seun en sy het hom Abel genoem. Abel was 'n herder wat skape aangehou het. Kain was 'n boer wat die aarde bewerk het. Op 'n dag het Kain 'n offer vir die Here gebring. Hy het van die produkte van die land geneem en dit vir die Here geoffer. Abel het dieselfde gedoen. Hy het van die lammers gevat en hulle vet vir die Here geoffer. Die Here het baie van Abel se offer gehou, maar hy het nie Kain en sy offer aanvaar nie. Kain was woedend hieroor. Hy het moedeloos geraak. Die Here het toe vir Kain gesê, hoekom is jy so kwaad en terneergedruk? As jy reg lewe, sal jou offer mos aanvaar word. Maar as jy nie reg lewe nie, vind jy uit dat sonde soos 'n wilde dier is wat by jou deur lê. Hy lê jou die hele tyd in dop hou, want hy wil jou opvreet. Jy kan hom egter oorwin. Kain het toe vir sy broer Abel gesê, kom ons gaan veld toe. Toe hulle buite kom, het Kain vir Abel gegryp en hom doodgeslaan. Die Here het vir Kain gevra, waar is jou broer Abel? Kain het vererg geantwoord, hoe moet ek nou weet, is ek dan my broer se oppasser? Moet ek hom dag en nag oppas? Die Here het gesê, wat het jy in hemelsnaam aangevang? Luister net 'n bietjie hoe skreeu jou broer se bloed. Dit roep van die bloedbevlekte aarde af na my. Jy word nou se muur van die grond verban. Jy sal nooit weer van die grond kan leef nie, want jy het die grond gedwing om jou broer se bloed te drink. Die bloed van jou broer wat jy doodgemaak het. Al ploeg en bewerk jy die grond, daar sal niks van kom nie. Jy sal vir altyd 'n eensame swerwer op aarde wees. Kain het toe gesê, my straf is te swaar, ek kan dit hoegenaamd nie alleen dra nie. U het my vandag van die grond af verban. Ek moet wegkruip voor u. Dag vir dag sal ek rusteloos op die aarde moet rondswerf, en enigeen wat my raakloop, sal my ook wil doodmaak. Nee, het die Here gesê, dit sal nie gebeur nie. Enigeen wat vir Kain doodmaak, sal self 'n wrede dood sterf. Die Here het toe 'n merk op Kain se voorkop gemaak. Dit moes mense afskrik om hom dood te maak. Kain het toe weggegaan, weg van sy grond en die teenwoordigheid van die Here af. Hy het gaan bly in die land Nod,
dis kan die tuin van Eden. Ons lees tot sover. Broers en susters, ons lewe in 'n prestasie-eeu. Net die beste vang die oog, net die beste prestasies op alle terreine word raak gesien en erken. 'n tweede plek is amper te tel nie. Ek weet toe ek in die weermag was, het ons altyd, voordat mense op operasies gaan, is daar vir jou gesê, tweede prys is 'n houtsoet, waarmee hulle bedoel in die oorlog, is dit net die wenner wat oorleef. Maar dit hoef nie regtig so te wees in die wêreld nie, maar dis wat die wêreld ons vertel, eerste plek of niks. As jy by skole werk, hoor jy daagliks van ouers wat hulle kinders so druk vir prestasie, dit wat ouers nooit behaal het nie, dat hierdie kinders naderhand 'n tweede plek laat hulle soos 'n mislukking voel. Want pa en ma wou gehad het ek moet eerste wees. Pa en ma het my gedruk hiervoor, nie net pa en ma nie, die hele wêreld. Dis hoe dit is. Daarom word ons groot met hierdie idee dat as ons nie die heel beste is ons nie goed genoeg nie, maak ons dit nie. En nou is die probleem hoe ons hierdie ding hanteer, wanneer ek sien dat iemand anders die eerste plek kry. Want daar's twee maniere om hierdie ding te hanteer. Die een is om harder te werk om daar te kom waar jy dan graag wil wees, en die ander een is om jaloers te word en die ander persoon af te trek. En raai watter manier doen ons wat in die wêreld is? Ek weet ons weet dit, want ons sien dit elke dag. Ons trek mekaar eerder af as wat ons onsself ophef, want dit klink vir ons nogal na moeite. En dis presies wat met Kain gebeur het. Abel maak Kain niks nie. Hulle is boeties, hulle speel seker nie meer saam nie, want hulle boer laat die spoegspat. Maar Abel maak nie vir Kain kwaad nie, hy benadeel Kain nie. Abel is doodgewoon 'n kind van die Here. Maar Kain wat hierdie ding sien, word so jaloers daarop. Hy word so jaloers, en nou moet jy baie mooi verstaan, hier staan nêrens Kain het 'n minderwaardige offer gebring nie. Hier staan wel dat Abel het van die vet van sy diere, met ander die beste van sy diere het hy vir God geoffer. Maar die Here sê self vir Kain, Kain, die probleem met jou offer is nie jou offer nie, die probleem met jou offer is jou lewe. Kom ons speel vandag Kain en Abel. Moenie mekaar nou doodslaan nie, wag tot ons by daai deel kom. En ons kyk 'n bietjie na dit wat elke dag om ons gebeur, dit wat ek elke dag doen. En dan sê ons, Here, maar as ek nou vanmôre 'n offer bring, sou U hierdie offer aanvaar? En onthou nou, dis baie belangrik, dit het niks met die offer uit te waai nie, dit het alles te doen met jou lewe van die afgelope 6 dae, voordat ons by vandag uitgekom het te doen. Ek onthou die kinderbybel wat ek gehad het, het hierdie 2 manne in hulle velklere gestaan en geoffer, en die een het gelyk soos 'n groot vleisbraai, en die ander een het hierdie landbouprodukte geoffer, het was nou nie mielies gewees, maar in ons tyd sou het sekerlik mielies gewees het. En dan het die rook van hierdie offer van Abel het so reguit hemel toe getrek, en nou Kain se het so begin, en dan trek hy so dwars oor die aarde, het kom nie by die Here uit nie. Dit is nie presies hoe dit gebeur het nie. Die idee is reg. Broers en susters, jou en my lewe bepaal wat God met ons offers maak. Natuurlik bepaal jou en my harte hoe die offers lyk wat ons bring. Maar dis nie waaroor dit volgende moet gaan nie. Dis nie waaroor die verhaal van Kain en Abel gaan nie. Dit gaan glad nie oor die offer wat gebring is nie. Dit gaan oor die lewe wat hierdie 2 manne gelei het. Dit gaan oor wat hulle vir God gebied het elke dag. Nie net as dit tyd is om te offer nie. En ongelukkig het in ons wêreld dit so geraak. Ek kan nou al hoor, hoe sê hierdie Kain, hierdie vervlakste boetie van my. Hy en die Here is mos nou opgechom met mekaar. Hy is al ewig besig met kerkstories, loop in die Bybel onder die arm. In plaas van hom te sê, Here,
Wat kan ek doen om die verhouding tussen ons twee reg te maak? Want jy sien my broer en my suster, wanneer Kain vir Abel doodslaan, word die verhouding tussen hom en God nie beter nie, dit word nog slegter. As jy jou verhouding met God wil verander, gaan staan by God. Hou op om na mense te kyk en die skuld voor ander se deur te lê en te wonder hoe kan die ander aftrek om net so sleg soos jy te lyk. Maak reg met God. Wanneer laas het jy gehoor dat iemand, na aanleiding van wat die woord van die Here vir hom sê, ek sal moet werk aan myself? Wanneer laas? Wanneer laas het jy gehoor dat iemand sê, ja, maar hulle, en die kerk, en die wêreld, en die dit, en die dat, en die huffel en siffel. Ek dink die prentjie is redelik duidelik, is dit nie? Dis altyd iemand anders. Daar's altyd iemand anders wat kan, en wat moet, en wat sal, solank dit nie ek is nie. Daar's altyd vir my 'n verskoning. En dit klink nie vir my of dit is wat God wil hê nie. Dit klink vir my asof Kain eerder na God toe moes gaan en sê, Here, wat kan ek doen om myself te verbeter? Vir dieselfde prys het dit dan baie dom van Abel gewees het, om sy verhouding met God te laat skade ly oor sy boetie 'n hooligan is. Jy sien, broers en susters, waarby ek en jy sal moet uitkom, is om te verstaan, dat ons verhouding met God is iets wat ek doen en God doen, en niemand anders speel 'n rol hierin nie. Niemand. Jou verhouding met God gaan net oor wat jy doen en wat God doen. As ander mense jou help daarmee, en as ander mense saam met jou aanbid, en as ander mense saam met jou vir God werk, en saam hierdie stryd op aarde stoei, is dit wonderlik. Dit is goeie geselskap. Maar dit verander niks aan jou verhouding met God nie. Ek kon tog nie die goeie kans wat ek gehad het om hierdie ou vroukie te kry, opkarring, omdat die skoonma van tyd tot tyd op 'n besem beweeg nie. Dit sou daarom stupid gewees het. Ek kon ook hierdie wonderlike skoonma gehad het, en my vrou kon die besem gehad het. Die verhouding tussen twee mense is tog hulle saak. Dis wat hulle daarmee doen, wat hulle daarmee insit. En broers en susters, ons hoor elke dag hierdie verskonings vir hoekom ek nie vir die Here gee wat hom toekom nie. Elke dag. Dink jy regtig God is stupid? Kom ons stel dit so. As ek 'n God aanbid het wat nou nog daai storie glo, was ek slimmer as hy. En ek is nie slimmer as my God nie. En daarom is dit tyd dat ek en jy besluit om te word wat ons kan wees. Daarom het dit tyd geword dat ek en jy voor God gaan staan en sê, Here, wat wil U van my hê? En dit dan 'n bietjie te begin doen. Te begin gee dit wat God van jou wil hê. Broers en susters, weet julle nie dat dit laat in die nag is nie? Weet julle nie dat die einde op pad is nie? Weet julle nie dat daar nie tyd is om kerk te speel nie? Weet ons dan nie dat ons iewers voor God moet gaan staan en sê, Here, hier is ek. Miskien moet ek dit anders vra. Weet ons nie dat dit sal gebeur? Ek en jy kan net kies dat dit nie die eerste keer sal wees wanneer ons nie meer 'n keuse het nie. Ek en jy kan nou kies om voor God te gaan staan en sê, Here, hier is ek waar ek in 'n verhouding met U wil staan. Hier is ek waar ek saam met U wil lewe. En Kain het dit blykbaar gedoen, maar op sy manier. Hy het besluit wanneer is dit genoeg. Hy het besluit wat is goed en wat is sleg. Dit was op sy terme. En God het hom nader geroep en vir hom sê, Kain, weet jy nie, dat as jy reg lewe, sal jou offer aanvaar word nie. Maar Kain, verwag jy regtig van die lewende God om 'n minderwaardige offer te aanvaar? En dan verwys ek nie na die offer op die altaar nie, ek verwys na die offer van Kain se menswees
wat nie aan God gewy was nie. Verwag jy regtig dat die lewende God moet tevrede wees met minder as wat jy vir hom kan gee? Jesus se opmerking was, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou kragte. Dis die wet van die Here. Dis wat God van jou en my vra. Dan is ons offer vir hom aanneemlik. Dan is wat ek en jy doen vir God goed. Alex Haley skryf daai storie oor die skilpad wat op die paal, die heiningpaal was. Ek weet nie of julle dit ken nie. Hy skryf dit baie mooier as ek dit vanoggend vir julle gaan vertel. Julle kan dit gaan soek. Hy sê as jy nou so ry en jy kom hier op hierdie heining af en hierso is 'n skilpad bo op hierdie hoekpaal of bo op een van die heiningpale. Dan moet jy dadelik weet om daar te kom met hy hulp gehad. Nou gebruik hulle hierdie goed oor politici en dan sit nogal 'n interessante storie, maar ek gaan nie daar gaan vermoor nie. Ek dink dit is ook waar vir kinders van die Here, dat daar waar ons kom, moet ons weet, ons is hier omdat God ons hier gebring het. Maar broers en susters, as hierdie skilpad aan die wikkel en aan die beweeg gaan hy afval. En hy sal nie weer daarbo kom sonder God se hulp nie. En daarom is ek en jy in hierdie lewe is ons bevoorregtes. Is ek en jy die wat deur God uitgekies is. Hy plaas ons daar waar ons nooit self sou gekom het nie. En nou moet ek en jy besluit wat ons hier gaan doen. Want afklim is maklik. Dis amper soos hy uit die boom uitval, dan jy los net die tak. Maar ek en jy moet weet dat as ons maar net los, gaan ons hierdie posisie verbeur wat God ons gegee het. En ek weet ons wil dit nie hoor nie. Ek weet ons wil kerk toe gaan en ons wil hê die dominee moet vir ons sê, julle is wonderlik. God gaan vir julle so goed wees. Hy beloof voorspoed. Maar ek sal lieg as ek dit sê, want dis nie wat God sê nie. God sê, Kain, as jy nie reg lewe nie, is jou offer nie aanvaarbaar nie. Dis wat God sê. En daarom het ek nie 'n mandaat om iets anders te sê as Kain, as jou offer nie, as jou lewe nie regs nie, kan God nie jou offer aanvaar nie. Jy kan God nie omkoop nie. Jy kan nie elke af en toe 'n offertjie opstuur, al is dit dan van jou heel beste, en dink die Here moet tevrede wees daarmee. Die Here vra jou lewe. Die Here vra jou maandag, hy vra jou dinsdag, hy vra jou woensdag, hy vra jou donderdag, hy vra jou vrydag, hy vra jou saterdag, hy vra jou saterdag aand, en dan vra jou sondagoggend weer 'n keer. Want sê nou maar, God kom op 'n saterdag aand, en dis juist die tyd gewees wat ons nie vir hom wou gee nie. Sê nou maar, hy kry ons dan, waar hy nie welkom is om in te kom om ons te kom haal nie. Sê nou maar, ons lewe pas nie by die offers wat ons vir God wil bring nie. Wat dan? Jy sien, en dan moet ek en jy vinnig, maar baie vinnig wegkom van hierdie ding af, om te sê, ja maar hulle, ja maar hy, ja maar die kerk, ja maar die gemeente, ja maar die NG Kerk. Ons moet by 'n punt uitkom en sê, ek staan voor God, en dit waarmee ek besig is, laat hom glimlag, en dan is die saak reg. Want dit is te maklik en te lekker om verskonings te hê. Dit is te maklik en te lekker om te ja maar hulle. Wie is hulle in elk geval? Ja, maar God het my gered. Onverdiend. God het my lief. God versorg my. God gee my lewe. En daarom gee ek terug aan God. Ten spyte van hulle. En daarom leef Abel op 'n sekere manier ten spyte van Kain. En daarom word Kain so jaloers, dat hy Abel afdruk, doodmaak. Want hy dink dit sal hom beter laat lyk as hy dan die enigste een is wat gemeet kan word. Maar dit is nie waar nie. Het julle al gehoor hoe probeer ander mense verkleineer, omdat hulle halleluja voetjies is, sogenaamd heilig is? Ga vra 'n bietjie julle kinders op skool.
Jy hoef nie te wag tot hulle matriek is nie, vra so by die laerskoolkinders al. Hoe hard dit is om te probeer reg wees. Hoeveel mense wanneer jy sê, maar die Here wil hê ons moet hierdie ding doen, dan vir jou sê, o, is jy nou skielik heilig? Ja, jy is heilig. Jy is deur God eenkant gesit om vir hom te lewe, so wees heilig. En as ek dit nou sê, bedoel ek dit letterlik, te hel met die wêreld. Dit beteken, die wêreld kan maar hel toe gaan. Ons moet begin lewe vir ons God. Ons moet begin opstaan vir dit wat God van ons vra. Doen jy dit? Of slaan ons ons wat die regte pad probeer loop om ons dood, want dan dink ons sal dalk beter lyk. Ons maak dan seker nie regtig dood nie, nee. Nie elke dag nie. Maar weet julle hoeveel karaktermoord word daar elke dag gepleeg om mense af te praat sodat ander kan voel hulle lyk nou beter? Hoeveel keer vermoor ons ander mense se karakters? Deur dit wat ons sê, deur dit wat ons doen. Omdat ons jaloers is op die feit dat hulle kinders van die lewende God is. Luister bietjie na die kinderstories wat loop. Die Flavor of the Month story. En jy sal hoor dat die wêreld alles probeer goed praat. En ons vra nie meer om verskoning dat ons aan God behoort nie. Ek vra nie om verskoning dat Jesus Christus vir my aan die kruis gesterf het nie. Ek vra nie om verskoning dat ek weet wat God se wil is nie. Ek moet ongelukkig gereeld om verskoning vra, omdat ek dit nie doen nie. Skandelik. My broer en my suster, dit is tyd dat Christene opstaan in hierdie wêreld. Dit is tyd dat ons ophou o en a oor al die wonderlike goed wat ander gelowe doen en hoe toegewyd hulle is en dat ons self toegewyd raak. Dit is tyd dat ek en jy begin opstaan en sê ek lewe vir Jesus Christus. Want God het gesê, Kain, jy weet mos as jou lewe reg is, sal jou offer aanvaar word. Kain, jy weet mos dit gaan oor jou lewe. Die probleem met menswees is, dis 'n saak wat tussen hierdie twee grense lê. Aan die een kant is daar in elke mens 'n arend wat wil sweef bokant hierdie wêreld. Wat wil hoogtes bereik. Aan die ander kant is daar 'n vark wat net in die modder wil rol. Die ironie is dat die varke het die groot monde wat almekaar die arende en vir God verwyd oor hulle so vuil is van die modder. En ek en jy moet besluit waar ons inpas, broers, susters. Ek en jy kan aanhou in die modder rondom, maar dan sal ons nooit sweef nie. Of ek en jy kan toelaat dat God ons optel. Want het God ook vir Kain gesê, jy kan oor die sonde heers, jy kan die sonde oorwin. Jy hoef nie in die modder rond te rol nie. Maar dis jou keuse. Ek het nog nooit 'n arend hoor verwyd. En vir die varke sê, maar ek is jaloers op julle nie. Maar ek hoor daagliks hoe die varke die arende verwyd. Hoe dit die mense wat nie daarby kan of wil uitkom nie, jaloers is op hulle wat vir God lewe. Elke dag. Jy moet besluit waar jy wil inpas. Jy kan kies, jy mag kies. Kain het en Abel het. Die probleem is jou keuse het gevolge. Dit is so maklik om ander mense af te trek, sleg te maak, sleg te praat, te beskinder, hulle karakter te verskeer. Terwyl ek self niks doen nie. Die probleem is, dit gaan gevolge hê. Die probleem is, die ouens wat saam jou kop knik, en saam jou stem, en saam jou kringetjie maak, en vasttrek, en sê, yes, ons stem, is ongelukkig ook in die modder. Want arende kom nie af modder toe, om te kom saamstem met wat die varke kwytraak nie. Arende sweef. En daarom moet jy maar versigtig vir die gehoor wat jy het, wanneer jy 'n bietjie vark. Want wanneer jy meteen hulle skuur, gaan die modder ook aan jou afgee.
En wanneer jy besig is om te arend, moet jy weet, jy sal stemme hier uit die modder uit hoor. Maar laat hulle maar gaan. Wie is hulle in elk geval? Wat van ons luister 'n bietjie vir God? Wat van ons hoor 'n bietjie God se woord raak? Wat van ons vra 'n bietjie vir God wat hy wil hê? Wat van ons doen dan wat hy van ons vra? Want dit klink vir my of dit 'n ander wêreld kan wees. Dis oukei as dit jou laat goed voel om jou teen ander te meet. Dis oukei as jy nie kan sweef nie en jy meet jou teen ander varke en sê ek's darm nie so vuil soos hulle nie. Ek weet net nie wat dit vir jou in die sak bring nie. Varke het ook nie sakke nie, so dalk niks. Dalk maak dit nie saak nie. My broer en my suster, ek het net nou gesê, ek nooi elkeen by die naam om deel van die kliek te word. Ek wil jou weer 'n keer vandag op die naam iets vertel. Ek wil vir jou op die naam vandag sê, God het jou gemaak om te sweef. God het jou gekies om uit te styg bo hierdie wêreld en bo die modder. Maar jy sê jou vlerke moet sprei, anders gaan jy dit nie reg kry nie. Jy sal moet toelaat dat die wind van die gees jou kom optel. Anders gaan dit nie gebeur nie. Jy is gemaak om dit te kan wees. Dis God se plan vir jou. Elkeen van ons. As jy in die modder is dit jou keuse. Hou op om ander mense te verwy daaroor. Jy is gemaak om te sweef. Maar daarmee moet jy nou maak wat jy wil. Die ongelooflike van hierdie verhaal is dat wanneer Kain, nadat God hom gewaarsku het, nadat hy God se woord gehoor het, en hy klomp verskonings daarvoor uitgedink het, en sy broer gaan doodmaak het, sodat die kompetisie minder kan wees, het God hom so waar lief genoeg om hom te beskerm, om aan hom die belofte te maak, dat jou lewe nie sommer daar is vir ander mense om te vat nie. En dan, en ons lees dit nou nie hier nie, het Kain 'n seun wat sy naam Henog is. En Henog beteken begin. En dan sê God vir Kain, selfs met jou sal ek 'n nuwe begin maak. 'n Oorbegin maak. My broer en my suster, God wil vandag met jou en my 'n oorbegin maak. Maar dit is nie in die modder nie. Dis 'n optel uit die modder uit. Maar die keuse bly joune. Jy moet besluit wat jy hiermee gaan maak. En jy kan verwyd tot jy blou is in die gesig. Wanneer jy voor God gaan staan, gaan dit nie help om te sê, maar ek die useless dominee gehad nie. Dit gaan niks verander. Dit gaan nie help om te sê, maar my kerk was 'n kliek nie. Dit gaan nie help om te sê, ja, maar hulle het net geld gevra nie. Jy gaan voor God staan en hy gaan vir jou vra, hoe het jou lewe gelyk? Want dit bepaal hoe jou offer lyk. Hoe lyk jou lewe? Is jou lewe een wat toegewy is aan God? Of is jou lewe een waarin daar plek gemaak word vir God, as dit op die program inpas? Ek kan vaar, hier sit niemand vermoor of wie ons kan sê, of is jou lewe een waar daar nie vir God plek is nie. Maar Kain het 'n plek vir God gehad, solank dit is wanneer hy gaan offer en God nie inmeng met sy lewe nie. Dit was nie vir God goed genoeg nie. God vra nie jou beste nie. Hy vra jou. En as jou beste op die 100 meter 60 minute is, dan sê God, dan vat ek jou. Dan skryf ons jou in vir die beste skilpad. Maar God vra jou, met alles wat jy het. En as God iets van jou nie mag hê nie, dan moet jy weer gaan wonder oor Kain se storie. Die Here het jou lief, baie.
Die Here het jou so lief, dat hy sy seun gegee het om aan 'n kruis te hang, sodat jy kan lewe. Kom ons lewe 'n bietjie. Kom ons lewe 'n bietjie vir God. Kom ons sê bietjie vir hom dankie met ons alles. En ek wil volgens vir jou sê, my broer en my suster, die oomblik wanneer jy sê, ja, maar hulle, kom nie van God af nie. Nooit. Nooit ooit nie. En daar is baie tekste waaroor ek kan preek om dit vir jou te kom bewys. Elke keer wanneer die duiwel jou en my wil verlei om ons te meet aan ons broer, of hy of sy beter of slegter as ons is, moet ons weet, hierdie kom nie van God af nie. Wat God wil is, dat ek en jy voor hom gaan staan en sê, Here, hier is ek. Ek het tot hier gekom, ek is bereid om van hier af vorentoe saam met u. Dis al wat God van jou wil vra. Hy wil nie by jou sy kinderstorie oor jou naaste hoor nie. Hy stel nie belang daarin nie. Hy stel belang in jou. Hy vra jou lewe. Hy vra jou alles. Nie af en toe op 'n Sondag uitdra vir 'n diens nie. Nie af en toe 'n offer bring. En dan jou mond uitspoel oor ander offers wat dalk aangeneem word in joune nie. Hy vra jou lewe. En dis wat by Kain en Abel gebeur het. Abel was bereid om sy alles te gee en Kain was nie. En heel van die begin af het dit gevolge. En ek kan iets anders gesê het volgens wat nicer sou wees, maar het sou nie waar gewees het. Hierdie is waar. So spreek die Here. Dis wat God wil sê volgens. En daarom jy, Jaditya, geliefde van die Here, want dis wie jy is. Kies om uit die modder uit op te staan. Kies om te sweef, want God wil hê jy moet. Mag die Here gee dat ek en jy sal besef dat ons offer aan God is 'n dankie sê vir dit wat ons nooit verdien het nie. Dat ons lewe om vir die Here te sê, Here, hier's ons alles. Is ons manier om te sê dankie dat U dit alles vir ons gegee het. Ek het net nou gesê, is maklik om ander af te trek, ander sleg te maak, sodat ons beter kan lyk. Dis een van die oudste triks in die boek. Daar was een triek voor dit, en is Satan wat gelieg het. Dis 'n triek wat in Genesis 4 al gebeur. Maar dis nie God se plan vir jou nie. Jy's beter as dit. Mag jy wees presies wat God jou gemaak het om te wees. En ja, dit gaan moeilik wees aan die buitekant. Maar hier binne is dit lekker maklik. Ons is so semi-eenstemmig. En ten minste hier moet ons op die ou ende toegee aan die woord van God. Daar buite moet ek kies of ek wil toegee aan die woord van God. Mag God vir jou die krag gee om te sweef. Mag God aan jou die wil gee om te sweef. En mag God jou die verstandelike vermoëns gee om te besef dat dit ek en God is. En dat hy na my gaan kyk. En dat hy van my gaan vra wat ek gedoen het. En dat hy met my gaan handel oor wat ek gedoen het. En as wat ek gedoen het, 'n dankie sê aan God is, dan gaan hy glimlag. As dit nie is, kan ons mos nie verwag dat hy moet glimlag nie. Dit sou mos nie fair wees nie. Mag die lewende God jou 'n lewende kind van hom maak. Mag ek nie iewers verstaan dat wat ek sê en wat ek doen die hele week lang is baie belangriker as net die offer wat ek aan die einde bring. Dit help nie, jy bak hierdie flop van 'n koek en jy sit 'n mooi cherry bo-op nie. Dis nie die plan nie. Gee die geestelike sousie.
Kom ons gee aan God 'n geestelike lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, kenner van menseharte, vergewe my wanneer ek so besig is om ander se guns te wen, dat ek vergeet dat U goedkeuring belangriker is. Here, leer my onderskei tussen geloof en bygeloof, tussen besig wees en vrugbaar wees, tussen nederigheid en minderwaardigheid, tussen beginselvasheid en hardkoppigheid. Want Here, my verstand is te min, my hart te power, my wil te krom, en my verskonings te goed om werklik moeite te maak met onderskeiding. Heilige Jesus, Here van die Here, bly by my in hierdie moeilike en moeisame tye, waarin bedrog 'n gewoonte, leuns 'n kunsvorm, wreedheid 'n wetenskap en misbruik 'n speletjie geword het. Here, leer my om die goeie te onderskei. Wys my elke dag die uitnemender weg wanneer ek moet onderhandel. Laat my begrypend, kalm en saggeaard wees. Ferm, maar nie halstarrig nie. Mededeelsaam, maar nie roekeloos nie. Regsinnig, maar nie koud nie. Al kan ek die met wie ek tot 'n vergelyk moet kom nie lief kry nie. Help my steeds om respek te betoon. Al verskil ons oortuigings, laat my steeds goed praat van hulle. Here, bly by ons. Bly in my. En laat my in U bly. Amen.
Hemelvader, dankie dat ons ook volgend aan U offer kan bring. En dis nie 'n kinderbybelprentjie hier nie, so ons sien nie watter kant toe die rook trek nie. Maar ons weet dat die woord vir ons sê dat die offer is maar die teken van ons lewe. Die lewe is wat vir U belangrik is. En daarom, Here, kom vra ons volgende dat U met sagte oë na ons offer en na ons lewe sal kyk. Dat U hierdie offer sal seën, sodat dit in hierdie wêreld 'n getuienis kan wees daarvan dat ons die lewende, die liefdevolle God aanbid. Die enigste God aanbid. Kyk na ons harte, Here, en seën dan ons offer. Want hierdie is ons dankie vir onverdiende guns, ons dankie vir genade, ons dankie vir liefde, ons dankie vir die feit dat U ons nie weeslos in hierdie wêreld nie, maar dat ons U kinders mag wees. Ons dankie vir so baie dinge. Dankie, Here. Amen. Ek wil vandag die seën van die Here oor julle uitspreek uit Efesiërs 3. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe ver en wyd en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. Mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is, om oneindig meer te doen, as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen.